Ek wil graag vir jou inleiding gee of so 'n bietjie gesels oor dit wat die kinders vanaand gaan opvoer. Ek dink almal het nou al die boodskap gekry dat dit gaan oor The Lion King. En ek wil begin deur eers 'n gedeelte te lees in Johannes 10, gedeelte wat ek dink almal baie goed ken. Johannes 10 vers 9 tot 11 in jou vertaling sê: Ek is die deur. Jesus sê: Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Vers 10, die dief het gekom net om te steel, om te slag en te verwoes. Maar ek het gekom dat jy 'n lewe en dit in oorvloed kan hê. En dan kom vers 11 en hy sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe vir sy skape af. In 1995 het die heel eerste Lion King uitgekom. En ek dink 13 jaar oud gewees, dink 12 jaar oud gewees. En van daai oomblik af as jong seun het daar 'n hele paar goed in daai film gebeur wat nogal met my gepraat het. En jare later het ek nou al soveel keer oor hierdie film gepreek en gedeeltes daai het gehaal. Ek het op 'n stadium geglo dis 'n Christelike film. As iemand vir my gevra het, 'n jaar of 2 later, het jy al 'n Christelike film gekyk? En sê ek, ja, Lion King. Ek was oortuig daarvan, dis 'n Christelike film, want daar's soveel daarin. En is vir ons 'n voorreg om vanaand dit, ek wil amper vir julle te sê, uit te beeld. En Lion King gaan oor 'n pa wat net die beste vir sy seun wil hê. Om probeer groot maak na die beste van sy vermoë, beskerm na die beste van sy vermoë. Om aan hom 'n klomp beloftes wys wat alles syne is en wat hy alles eendag sal erf, en deur vir hom te sê, jy gaan eendag by my oorvat. Jy gaan die een wees wat in beheer van al die goed moet wees. En net so in die begin het God met Adam gepraat. As jy mooi gaan lees in Genesis 3, dan sal jy uitvind, en ek het dit al baie gesê in ons kerk, dan sal jy uitvind, toe God vir Adam gemaak het hy met Adam gepraat en vir Adam gesê, van wat jy mag eet en nie mag eet nie. Gaan lees dit maar in Genesis 3, en 4-5 verse later het hy eers vir Eva gemaak. En die verantwoordelikheid het op die man gelê as hoof van die huis en as hoof, ek wil amper sê, om seker te maak, dat jy verantwoordelikheid vat. Maar dan weet ons, daar's ook altyd 'n vyand, in Engels sê hulle 'n bad influence, en net so in elkeen van ons se lewe ook. En op 'n stadium ontmoet hierdie seun, hierdie jong leeuetjie, 2 vriende wat ons vanaand die barmhartige Samaritane gaan noem, maar ons weet nie of hulle regtig barmhartige Samaritane is nie, want hulle is bereid om hom in te vat. En alles klink so mooi. En hulle sê goed soos, you know, bad things happen. It's okay, los dit. En op 'n stadium sê hy, ek is so honger, ek kan 'n zebra eet. En dan sê hulle, nee, verkeerd. Hier by ons, maak jy soos ons sê. Maar hulle doen dit op so 'n mooi manier, dat ek dink, almal weet van Timon en Pumbaa in Lion King. Almal weet, dit was die snaakste, gelukkigste, opgewondeste gedeelte, amper van die hele film gewees. Maar as jy regtig mooi gaan dink, is dit 2 ouens, Timon en Pumbaa, wat hom eintlik so ver weggetrek het van sy identiteit en sy karakter af, dat hy as leeu nie eers meer vleis geëet het nie, maar wurms en goggas en allerlei goede. Soveel so dat toe Nala op 'n stadium kom en sê, jy moet terugkom, toe sê hy, nee, jy verstaan nie mooi nie. Daar's nie 'n manier nie. Hulle oortuig hom om saam met hulle te leef. En op 'n stadium dan sê hulle vir hom, hier by ons, maak elkeen net soos hy wil. Hakuna Matata. Hakuna Matata. It means no worries. En is presies baie keer mense wat in ons lewens kom, wat ook vir jou wil sê, Hakuna Matata, moenie omgee, moenie worry nie man. Maak soos jy wil. Dit is nie so erg nie. Ons weet sy oom Skaar het vir hom hierdie leuen gaan probeer vertel, dat hy die oorsaak is, dat sy pa dood is, en hy sê vir hom, wat moet ek doen? En hy sê, run.
run and never come back. En miskien moet ek vandag vir jou vra, waarvan hardloop jy al jou hele lewe of jare lank of waarvan hardloop jy weg? En in die Here verhaal kom ons agter dat in ons eie lewe is daar ook omstandighede en mense wat veroorsaak dat jy jou identiteit verloor. As jy 'n man is, as jy getroud is daar 'n sekere identiteit wat God van jou verlang. Ek wil nie die woord verwag gebruik nie, ek wil die woord verlang gebruik, want hy wil hê jy moet daai man wees. As jy 'n pa is daar 'n sekere, ek wil amper sê 'n prent wat God van jou verlang om pa te wees. Maar as gevolg van omstandighede en leuns en vriende en allerlei goed, is jy nie daai pa wat God van jou droom nie. Is jy nie daai man, daai pa, as jy ma is daar iets presies die hart van 'n moeder. Ons praat gisterand by 'n troue waar ons was oor hoe niemand kan bid soos 'n ma nie. 'n Ma kan net, sy kan net bid. Ek dink is die moederhart wat net uit soveel diepte kan uitroep. Toe sê ek vir die mense saam met wie ons aan tafel gesit het, maar ek moet vir julle sê, 'n ma kan bid, yes. Maar daar's dan niks so kragtig en mooi soos 'n pa wat uit die diepte van sy hart uit kan uitroep na God nie. Ek sê toe vir hulle jare terug was daar 'n pastoor gewees wat eendag die storie vertel het en ek kan regtig nie onthou wie dit was nie. Hy sê hy was 'n besige mannetjie gewees. Hy was maar 'n woelige tiener gewees. Hy sê en dan party aande dan kom hy so laat by die huis aan, so amper voor die horlosie oor begin. Hy sê en dan so 'n paar minute later dan hoor hy daar gaan sy pa se studeerkamer deur toe. Hy sê en hy kan baie goed onthou, hy het nooit met hom beklei nie, nooit vir hom gevra waar kom jy vandaan nie. Hy sê, maar sy kamer was so 3 vertrekke weg van sy studeerkamer af. Hy sê, maar dan hoor hy sy pa se bulderende stem, wat uitroep na die Here. Partykeer het hy gedink, ag pa, dink jy nou dit gaan my nou verander as jy nou kliphard so bid en my naam nou so voor die Here noem en die en daan. Dink jy nou dit beïndruk my nou? Hy sê maar party dae het sy deur die loop van die dag vir homself gesê, dit kan nie aansit wees nie. Ek het iets gehoor, ek het iets ervaar wat anders is. En daarom sê ek, daar's min dinge so kragtig soos 'n pa wat kan uitroep na die Here. Hy het geëindig en gesê, so miskien wil ek vir al die mans en paas vra, hoe goed ken jou kind jou stem, maar ken hy hom ook as 'n stem wat bid. Ons lees in Jeremia 29 vers 11, 'n bekende gedeelte wat ons baie keer aanhaal. Vers 11 begin en dan sê hy, want ek weet watter gedagtes ek aan gaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Vers 12 kom en sê, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister. Vers 13, en julle sal my soek en my vind, as julle na my vra met julle hele hart. Vers 14 sê, en ek sal julle terugbring na die plek van waar ek julle in ballingskap laat weggevoer het. 1 Petrus 5 vers 6 en 8 sê, vermeerder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat julle kan verhoog word op die regte tyd. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Ek wil 'n paar gedagtes by jou los en jou vra om so 'n bietjie te dink. Die eerste een is die woord vyand. Miskien moet ek jou vandag vra, kan jy jou vyande uitken? Is jou vyande nie dalk mense wat nie regtig jou vyand is nie, en daai wat jy dink 'n vriend is, 'n Timon, 'n Pumbaa is hulle nie dalk eintlik die vyande nie? Is die mense wat volgens jou goed laat voel, jy laat oortuig dat jy, moenie worry nie man, dis nie so erg nie, is okay. Is hulle nie eintlik jou grootste vyand in plaas van die een wat vir jou sê, weet jy wat, moenie dit doen nie.
Een saam met wie jy nie eintlik wil wees nie, want hy het 'n manier om jou reg te wys. Hy het 'n manier om vir jou uit te wys wanneer jy verkeerd is. Kan jy regtig die vyand identifiseer? Wanneer jy in jou alledaagse lewe beweeg en loop, kan jy maklik agterkom wanneer die vyand op jou pad kom. Tweedens, waar loop jy? Ek het 'n paar vriende wat vir my se nou en dan sal stuur, waar loop jy? En vra nie wat doen jy nie, hulle vra waar loop jy? En toe ek nou aan daai woorde dink, toe dink ek, waar loop jy? Want kyk in die film Lion King sê Simba uitdruklik vir sy Mufasa uitdruklik vir sy seun Simba, sien jy daai donker gedeeltes? Moenie daar gaan nie. Moenie. En dan kom die oom skaar en hy kom plant 'n saadjie net soos met Adam en Eva en hy sê vir hom, het jou pa jou alles gewys? Ja, hy het my alles gewys en ek gaan eendag die koning wees. Hy sê, en het hy jou ook gewys van daai gedeelte daar? Nee, daar het hy gesê ek moet net nie gaan nie. En dan doen hy presies wat die vyand van die begin af van die mens gedoen het. Hy sê vir hom, ouma, hoekom? En hy vra vir hom, maar weet oom wat daar is? En hy sê, ja, nee, ek weet wat daar is. Dis net die braafste leeu's wat soontoe kan gaan. En dan sê hy, maar ek is braaf. En hy plant net die heeltyd 'n saadjie om hom uit te lok en dan gaan klein Simba saam met sy klein maatjie Nala en hulle hardloop soontoe. Hulle kom op daai donker plek wat eintlik die plan was dat die hyenas en almal wat daar is, hulle sou doodmaak in daai oomblik. En is presies wat die vyand met ons doen. Ek wil vandag vir jou kom vra, besef jy hoeveel keer plant die Satan net 'n saadjie in jou kop? Net 'n gedagte. En of jy hardloop met daai gedagte weg, of jy begin al meer en meer ondersoek instel. Ek het weer eens al so baie gesê toe ek in Belinda in 'n gemeente in Rustenburg was en ek haar jeugpastoor was, het 'n ou wat in die gemeente was op 'n stadium vir haar gesê, hy het hierdie boek, toe hy nou hoor sy's 'n jeugleier, toe sê hy het hierdie boek wat hy jare terug gelees het, dit gaan oor demone en allerlei sulke goede en hy wil hierdie boek vir haar gee dat sy hom kan lees want sy moet weet waaroor die bose geeste en alles gaan. En sy het so, ek dink een dag 'n bladsy of 2 gelees, toe sê sy die volgende dag vir my, ek voel glad nie gemaklik hiermee nie, regtig nie. Hierdie laat my regtig waar baie ongemaklik voel. En al wat ek vir haar kon sê is, antwoord my net een ding, ken jy die woord van God uit jou kop uit woord vir woord? En sy sê, nee. Ek sê, nou waarvoor wil jy ander boeke lees? Ek is oortuig daarvan, dat elkeen van ons wat hier sit vanmôre, presies weet en besef, dat daar bose geeste en magte daar buite is wat ons wil laat struikel. Ons almal weet dit. Ek het nie nodig om meer van hulle te weet as van my verlosser nie. Want ek sal oorwin deur die bloed van die lam. Dit help nie ek weet alles van hulle, maar ek is nie gehoorsaam aan die Heilige Gees wat vir my sê, bly maar net weg. Moenie ondersoek instel totdat jy besef, nee, nou sit ek te diep, nou sit ek te ver in die moeilikheid. Nou het ek te ver gegaan, nou is daar te veel moeilikheid. Ek wil jou vanmôre kom waarsku, weet dit, die vyand is nie stupid nie, hy is nie. Hy wil enige iets doen om jou hele toekoms, jou gesin, jou familie, jou werk, jou alles te vernietig. Hy wil, dis sy begeerte. Net soos wat God 'n begeerte in sy hart het, dat jy suksesvol sal wees, dat jy sal vooruitgaan, dat dit met jou goed sal gaan, dat jy gesond moet wees. Daar is 'n stryd. Maar ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons gaan moet leer om ons gedagtes gevange te neem. Die derde punt is die brullende leeu. Dus soms laat ons onnodige vrese en goed totaal beheer neem van ons lewens. Soms hoor jy net iets en dan gebeur daar dinge binne in jou. Jy raak so bekommerd, jy dink net aan iets.
Ek hoef soms net iets te sê, net een woordjie. En dan begin daar so benoudheid binne ons wakker word. Daar begin 'n gevoel kom van wat as. En miskien wil ek jou vanoggend vra, wat is dit wat jou weghou van die beloofde land, die belofte wat God instoor het oor jou lewe? Wat is dit? Ons is bevoorreg en ek is bevoorreg om redelik baie te doen te hê met mense wat vasgevang is in dwelms en al daai goede. En ek noem dit 'n voorreg. Want ek weet ek en baie ander mense kyk na hulle en dink, wie wat, dis die stupidste mens op hierdie aarde. Hy moet mos nou weet dit gaan moeilikheid maak. Ek het baie keer in my lewe al gesê, ek is oortuig daarvan, hulle doen dit net uit rebellie en stupidheid uit. Want waar in jou lewe het jy al enige iemand gesien wat dwelm verslaaf is, wat nie binne 10 jaar lank soos 'n walking dead lyk nie? Kan hulle nie sien wat dit veroorsaak nie? Vir 'n hele klomp jare in my lewe was iemand naby aan my ook verslaaf daaraan. Wat ek hulle gedreig het met die Here en met die Bybel en met die hel en met die hemel en hulle weggegooi het en weggestoot het en sleg gesê het en my verlekker het as hulle ondergaan en vir hulle gesê het, jy het daarvoor gesoek, moenie nou gaan verskoning soek en jy het gesoek daarvoor, jy het geweet dit gaan gebeur. Miskien kom jy dit nie agter nie. Maar net soos wat hulle doel in hierdie lewe mis ek en jy dit ook. Sonder drugs. Dion, waarvan praat jy? Ek weet nie of jy weet nie, maar God het 'n plan met jou lewe. Daar's iets wat hy wil hê jy moet vir hom doen. Elke liewe een van ons wat hier is. Elkeen. Die maklikste manier om stap 1 te doen, is om net toe te laat dat jou hart verander om Jesus se hart aan te neem. Om net op te hou om meer te kyk op mense. Ek het in die week met iemand gesels, toe sê ek, vir baie jare lank van my lewe, het dit vir my gevoel of die hele lewe letterlik, ek wil amper sê, my haat en alles teen my is. En die enigste rede daarvoor is, omdat ek in baie aspekte net nooit die oulikste, coolste, sterkste, beste een was nie. Almal het altyd 'n opinie gehad. Die nommer 1 rede vir selfmoord in Suid-Afrika is iemand se opinie. Die feit dat ek iets van jou te sê het, die feit dat ek voel ek het die reg om vir jou en van jou te sê net wat ek wil, of dit voor jou is en of dit agter jou rug is die nommer 1 rede. En dis 'n manier hoe die vyand jou gebruik soos 'n drug om iemand anders se lewe te verwoes. So ek wil jou vra, moenie neerkyk op iemand wat drugs gebruik of wat ook al verslawing het nie. Maar wees liewer versigtig dat jy nie 'n ander tipe drug is wat ook iemand se lewe verwoes nie. Daar's baie mense wat vanoggend hier sit wat vir my sal sê, Dion, ek ken daai drug. Ek was amper nie hier as gevolg van mense se opinies en woorde. Moenie 1 of 2 goed uitsonder nie. Moenie die sondes wat ons kan sien erger ag as dit wat ons nie kan sien nie. Want dit wat ons sê is soms baie erger. Toe ek sielkundige swat het hulle vir ons gesê, onthou net een ding, wanneer iemand drugs gebruik, verwoes hy sy eie lewe. Wanneer jy skinder of kwaad praat van iemand, verwoes jy iemand anders se lewe. En daai is 'n groot realiteit. Dis 'n drug waar mense verslaaf is. Mense is verslaaf aan skinder. Hulle kan nie laat 'n dag verbygaan wat hulle nie iets van iemand te sê het nie. En as dit goed is, great. Maar ongelukkig is dit nie. Mense is verslaaf aan ander in die rug steek. Mense is verslaaf daarvan om opinies te lewer oor iemand wat jy glad nie ken nie. Hulle is verslaaf daaraan. En as ek vanmôre vra, wie is almal verslaaf hier, sou daar miskien 1 of 2 hande opgesteek het. Maar so kom daar verskriklik baie uitdagings in elkeen van ons se lewens, wat jou stadig maar seker net wegtrek van hierdie doel af. As God 'n belofte oor jou lewe gemaak het,
Is dit die leuns wat jy glo, wat mense gesê het, jy's nooit goed genoeg nie, jy sal nooit goed genoeg wees nie? Is dit die leuns wat die vyand van jou vertel het om te sê, jy's maar in die familie, weet ons is maar so. Ek wil nou nie 'n van noem nie, laas het ek 'n van genoem en toe sê iemand, moenie altyd my van gebruik nie, so. Weet jy hoe hartseer is dit as kinders van die Here sê, jy weet, ons is maar van seils jong, jy weet, ons is die rowwe diamante van die wêreld. Die Here het ons hier gesit om die mense te wys hoe sleg ons kan wees. Ons sê sulke goed, regtig. Ons kyk na ons kinders en ons sê, ja nee, mat, hulle is regtig van seiltjies. Sy pa se maniere. Ons sê sulke goed. En ons is besig om daai kinders dood te maak. Ons is besig om verslaaf te raak aan die idee van, my ou seuna, jy moet maar net hoopie kry eendag werk op, mat. Want ons van seils, jy weet. Ons doen dit. Ons raak verslaaf aan sukkel. Regtig. Ek het al hoeveel keer in die jaar gesê, dit breek my hart soms om hier uit te stap nadat ek my beste gegee het. En dan stap ek uit en dan sê iemand vir my, as ek vrou gaan het, ja nee, jy weet, so tussen die boom en die bas. Sukkel maar, ons gaan aan. Dan het ons nou net gesê, hou op om negatiewe dinge te sê. Staan op. Profet laas Sondag gesê, staan op. Skud jouself af. Glo dat God goeie dinge en goeie gedagtes aangaande jou het. Maar die hartseer is, ons is verslaaf aan 'n jammerte. Ons is verslaaf daaraan dat mense ons moet jammer kry. Ons is verslaaf daaraan dat ek by iemand kan kla en dan kry hulle my jammer en dan gee hulle dalk vir my ietsie. Ons raak verslaaf daaraan. Dis net soos 'n drug. Dit keer jou om nie vooruit te gaan nie. Dis leuns uit die hel uit. Omstandighede. Ons raak so maklik gewoond aan omstandighede. Ons sal maar altyd deur as ons net kan oorleef. Ons verloor ons passie vir die lewe, versoekinge. Ek weet van baie mense wat al vir my gesê het, Dion, ek sê nou vir jou, daai ding, my oupa het daarmee gesukkel, my pa daarmee gesukkel, jy weet, ons familie, ons is maar almal, ons loop maar rond, jong, ons oordwaal maar. Ek het al 'n man, gelukkig nie in Koster nie, anders sou ek dit nie gesê het nie. Ek het al 'n man een keer in my lewe gesien, toe sê hy vir my, toe vra ek vir hom, was jy nog nooit getroud nie? Toe sê hy, nee. Toe sê hy, ek is die gelukkigste man op aarde. Toe sê ek, maar besef jy gaan nooit kan kinders hê. Toe sê hy, nee, ek het 2 kinders. Toe sê ek, jy was nog nooit getroud nie. Toe sê hy, yes, en ek is die gelukkigste man. Toe sê ek, maar jy het 2 kinders. Waar is hulle? Nee, hulle bly by hulle 2 ma's. Sê ek, okay, maar nou moet jy my verduidelik, ek verstaan nie lekker nie. Hy sê, nee, kom ek verduidelik vir jou. My oupa het 5 kinders by 3 verskillende vrouens. My pa het 4 of 5 kinders by 2 of 3 of 4 verskillendes. So my pa het aan my gesê, my seun, gaan in, maar moenie trou nie. Hulle wil jou geld steel, hulle gaan dit, hulle gaan die. Leer uit oupa en pappa se foute uit. Dis 'n verslawing. Hy's verslaaf aan ek kan maak en doen wat ek wil. Hy's verslaaf daaraan. Hy's verslaaf aan die feit dat hy vir enige iemand kan misbruik. Ek het al soveel keer gesê, as ek daaraan dink, dan wil my eie armhare regop staan. Ek het al soveel keer gesê, dan praat ek met mans en sê ek, sê net gou vir my, wat sal jy doen as jou dogter met 'n man trou wat doen wat jy met jou vrou doen? Wat sal jy bly wees? Wat sal jy doen? Ek sal sy kop afruk met my kaal hande. Wie gaan jou kop afruk? Ons is verslaaf aan die feit dat ek die baas is en ek kan maak en sê wat ek wil. Ons is verslaaf soms aan ons verlede. Dit is soms so moeilik om jou verlede agter jou te los. Op 'n stadium in Lion King, dan kom hy Apie by Simba en hy probeer hom oortuig. En dan sê hy, maar die verlede maak seer, dit beteken ek gaan moet teruggaan, en ek kan nie. Ek kan hulle nie weer gaan face nie. En dan haak hy af en dan slap hy hom met 'n stok teen die kop. Dan sê hy, au!
Sê, what's the matter? Sê hy, dit is seer. Hy sê, maak nie saak, is die verlede. En dan sê hy hierdie woorde, dan sê hy, the way I see it, you can either run from it or learn from it. Hou op weghardloop. Jy's besig, en ons het ruk terug oor gepraat, jy's besig om weg te hardloop van die plan en die deurbraak wat God vir jou lewe het. Ek wil vanmôre met jou hart praat. Dis lekker om kindertjies te sien opspring, glimlag op hulle gesigte te sien as hulle so klein is. Hou op weghardloop van jou ouers af, omdat julle jare terug beklei het of verskil het van mekaar. Hou op weghardloop omdat hulle streng is met jou en sê, hou op daarmee. Hou op daarmee. Hou op weghardloop omdat iemand nie wil maak en doen soos jy wil hê hulle moet nie. The way I see it is you can either learn from it or run from it. Ons sal moet nodig hê om op te staan en soms die verlede in die oë te moet staar. By die Here se voete te los en dan nie weg te hardloop nie. Maar in sy seën vorentoe te beweeg. Ek sluit af my gunsteling woorde in die hele Lion King. Op 'n stadium hardloop Simba aan, net nadat hy met die aapie gepraat het, sê hy vir hom, ek weet wie jou pa is. Sê hy, ek is jammer om vir jou te sê, maar hy is dood. Dan sê hy, hy lewe, kom ek gaan wys jou. En dan hardloop hulle deur so bos en dan kom hulle by so water. En dan sê hy vir hom, kyk daar. Dan kyk Simba so in die water in. En dan sê hy, ag nee man, dis net my eie refleksie. Dan sê hy, nee. Look harder. En dan kyk hy, en dan begin hy sy pa se refleksie in die water sien. En sê die aapie vir hom, you see, he lives in you. En dan begin hy met sy pa praat, en dan sê sy pa vir hom, Simba, you have forgotten who you are, and so you have forgotten me. Ek gaan dit weer sê. Simba, you have forgotten who you are, and so you have forgotten me. Jy het jou karakter, jou identiteit, jou integriteit, alles prysgegee om mense te beïndruk, mense tevrede te stel, die leuns, die omstandighede, die verslawings, die wat ook al, bo dit wat God tot jou droom te stel. En hy eindig met hierdie woorde, hy sê, look deep inside yourself. You are much more than what you have become. Toe ek in 1999 wakker word, nadat ek probeer selfmoord pleeg het, ek weet nie eens hoeveel dae nie by was nie, is dit die heel eerste woorde wat in my kop ingekom het. Ek het geglo ek is nie goed genoeg nie, ek het geglo ek sal dit nooit in my lewe maak nie. Dokters het dit dan gesê, almal het dit gesê, onderwysers het dit gesê. En toe ek weer bykom en nie eens kon loop op daai stadium nie, toe hoor ek hierdie woorde, look deep inside yourself. You are much more than what you have become. En ek wil vandag vir jou sê, miskien is dit tyd dat jy vir die eerste keer in jou lewe gaan stil sit, gaan diep dink en vir jouself vra, glo ek werklik dat God 'n plan vir my lewe het? Vandag kyk ek terug, 26, 27 jaar later, en ek sê vir myself, ek kan nie glo waar ek vandag is nie. My vrou, my kinders, my ouers, daar's so baie dinge in my lewe. Wat sou gebeur het, as die vyand het reg gekry het, dat ek sy leuen glo, dat ek nie goed genoeg is nie, en vir die res van my lewe weggehardloop het. Die genade van God is nog steeds genoeg vir jou ook. Kom ons sluit die oë. Here, ek kan nie vir genoeg dankie sê vandag
vir dit wat U in hierdie laaste jaar in ons lewens gedoen het nie. Dankie is net nie genoeg nie. En ek weet al wat U van ons vra is my kind, my seun, my dogter. Al wat ek jou vra is, ontdek net die Vaderhart. Ontdek net die Vaderhart. En laat toe dat die hart van die Vader, Jesus Christus, God die Vader, die Skepper, net deur jou begin leef. Ek onthou baie goed, Here. Ek onthou baie goed. Hoe daar letterlik net 4 mense in my lewe op 'n stadium was, wat probeer het, soos wat Mufasa probeer het, soos wat Nala probeer het, soos wat Rafiki probeer het, wat het ek 4 mense in my lewe gehad as 'n jong seun, wat bereid was om te sê, ek weet jy kan. Ek het ouers gehad, wat elke dag vir my gesê het, God het 'n plan. God het 'n plan, byt vas. Ouers gehad wat net soos Simba se pa hulle bes probeer het, dat ek net sal glo dat God 'n plan het. Ek het 'n pastoor en 'n jeugpastoor gehad wat ten spyte van alle uitdagings gesê het, byt net 'n bietjie vas. Byt net 'n klein bietjie nog vas. Maar bo dit alles, Here, wil ek U vanmôre loof en eer dat U my nooit gelos het nie. Daarom weet ek dat hier vanmôre mense sit, Here, wat stikkend en seer is. Ek weet daar sit vanmôre mense wat sê, Dion, jy het nie idee hoe dit voel nie. My lewe lank moet ek voorgee en probeer ek iemand en iets wees. Ek wil jou vanmôre vra, vergeet daarvan om iemand of iets te probeer wees, en wees wie God wil hê jy moet wees. Wees wie God jou gemaak het. Hou op om jou karakter, jou integriteit en jou identiteit prys te gee om mense te beïndruk, want mense gaan jou mislei. Mense gaan jou net nog verder wegvat van die plan wat God vir jou lewe het. Staan op, staan vas. Glo in God, hy skuif die hoë berge. Hy is die groot ek is, hy is die Alfa en die Omega, hy is die begin en die einde. Hy het jou lief. Hou op vir die leuns van die vyand glo om te sê dat jy nie goed genoeg is en dat jou eie lewe moet beëindig. Die Satan loop rond soos 'n brullende leeu, hy wil vrees opwek, hy wil alles verwoes wat mooi is in jou lewe. En hy wil jou vernietig. Maar ek bid in die naam van Jesus dat jy die krag van die leeu van Juda sal opneem en sal begin oorwin in jou lewe. Ek bid in die naam van Jesus dat jy nie langer mense sal beïndruk nie. Die woord van God sê, soek eers guns by God en God sal vir jou guns by mense gee. Jy het nie nodig om guns by mense te soek nie. Moenie iemand probeer beïndruk nie. Soek die hart van die Vader en hy sal die regte mense in jou lewe plaas. Hy sal jou guns by mense gee, baie meer as wat jy ooit voor kon werk. Kom terug na die hart van die Vader toe. You have forgotten who you are, and so you have forgotten me. Look deep inside yourself. You are much more than what you have become. Dankie Here vir U genade, dankie vir U liefde, dankie vir U teenwoordigheid. Dankie vir elke kind, Here. Ons bid dat vanaand 'n groot seën sal wees vir elkeen van ons, Here. Bid dat U met ons sal praat en dat ons hierdie laaste maand van 2025 'n besluit sal neem om op te staan en die hart van God te aanvaar. Ons eer U in Jesus naam.